tema is, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ja, mense het dit baie keer gesê. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Onthou julle dit? Ja. Nou wat sal julle sê as jy hart van vol is? As jy vol bitter is, dan gaan jy suurlemoene smaak. Sê gou vir my. Wat gaan jy maak as jy bitter is hier binne? Gaan jy mooi wees? Glad nie. Nou kom ons buig ons hoofde, ons gaan net weer bid. Ek voel net ons moet weer bid. Here Jesus, ons kom vanaand as jong mense voor U. U ken ons harte, U ken ons woorde. Ons vra dat U die lig van U Gees in ons harte sal aansteek. Here, dat ons woorde nie verniet sal wees nie, maar lewe en liefde. Laat dit net dit alleen sal bring. Vader, leer ons om ons harte van so aard te maak, dat ons ons monde gebruik om U naam groot te maak. Ons gee dit in hierdie tyd aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou Lukas 6 vers 45 lees ons, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge voor. Die bose mens bring uit bose skat bose dinge voor. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Wat hoe verduidelik dit nou vir jou? Jou mond, hierdie mond, verraai wat hier aan. Wat gaan werklik aan? Ons is so maklik as om jong mense te wees maar as jou hart vol woede is, jaloesie, leuns, gaan dit hier uitkom. Amen? So as jy 'n liegbek is hier binne, as jy lieg hier. As jy woede het hier binne, gaan jy aanhou vloek, gaan jy aanhou skreeu, gaan jy leuns vertel. As jy leuns hier binne het, gaan jy aanhou leuns vertel. Nou ons leef in 'n wêreld waar ons, elkeen wat hier sit vanaand, elkeen wat luister, 'n lig kan bring. 'n Lig kan bring, maar ons kan ook onsself breek deur om in die duisternis te wees. As ons op sosiale media is, by die skool, selfs by die huis, wys dit wat in jou karakter aangaan. Statuses, profile pictures, jou Facebook. Wat is op jou status? Kyk 'n bietjie 'n mens wat kwaad is vir die lewe. Is hulle status mooi? Ja? Jy gesien hoe vloekie kinders op statusse. En dan grillige goed wat hulle wys. Die demons se Moses. Dit is verskriklik. Dit is sulke vreeslike goed as jy op mense se statusse kyk. Dan sien jy sommer hierdie lelike ding wat hier uitpop. Dit maak 'n mens bang en na. Nie waar nie, want wat het daai mens binne in hulle? Wat het hulle werklik? Wat gaan werklik hier binne aan? Kyk 'n bietjie, jy soek jou hart en kyk wat is daarso. Jy kan nie 'n Jesuskind wees en jou mond gebruik om te vloek, mense af te kraak of onwaarhede te versprei nie. Jou mond is die spieël wat in jou hart aangaan. En kinders, jong mense, seuns, dit is so maklik om in die skool die tawwe een te wees en daai mooi woorde te gebruik. Nee, ek mag dit nie op kamera sê nie. Julle weet wat is die woorde. So wat is werklik in jou hart? As jy wil hê, jou woorde moet lig wees, moet jou hart volmaak wees met die woord van God. Hy moet volmaak en volgemaak word. Want die oomblik wat 'n kook vol is hy vol kook. Nee. En dit wat jy uitgooi sal ook kook wat uitkom. Maar as jy jou volmaak met kook, gaan daar kook uitkom. As jy jou volmaak met die woord van God, met die liefde van die Here, gaan daar liefde uitkom. Kinders gaan jou anders te sien. Hulle gaan jou anders te sien. Nou as ons kyk na 'n jong seun, hy het altyd kwaad geraak as nare dinge gesê word vir ander. Sy pa het vir hom 'n hamer en 'n boks spykers gegee en elke keer het hy iets slegs gesê. Dan moes hy daai spyker in hy hout se heining inkap. Wie het al gehoor van my storie?
Dan kap hy daai goedjies in en in die begin was dit baie spykers. Baie. Na ruk het hy homself beheer en die spykers het minder geword. Hoeveel spykers het jy al gekap? Hoeveel spykers het jy gekap? En sy pa het vir hom gesê, haal elke keer 'n spyker uit. En het uitgehaal, kon daai gate reggekom. Gate kom nie weer reg nie. Dit kom nie weer reg nie, dit bly daar. En dit is soos met jou woorde, jy kan jammer sê, jy kan wat jy maak wat jy wil, daai wond bly altyd daar. En ons as ouers is ook skuldig teenoor dit wat ons vir die kinders baie keer sê. 'n Mens wil so graag die volmaakte ouer wees, jy wil so graag perfek wees, maar die vyand kom in, hy kom steel. En daai seun het besef, hy moet meer lewe spreek as negativiteit, meer liewe Jesus se dinge vertel en sy mond gebruik vir die regte dinge en mense op te bou en hy het mense begin opbou. Het al iemand hierdie week afgebreek? Iemand sê hy is dom man, jy is sleg. Ja, dit is gesê. So, kom ons kyk. Hoe kan ons vanaand se boodskap op julle lewens nou? Dis nou vakansie, né? Maar julle is nou by die huis. Julle is nou kinders by die huis, boeties. Wat by die huis is, hier's nou nie sissies nie. Sissies, ek weet nie, hierdie area het net seuns. Hier's geen sissies, dogtertjies nie. Dis iets in die water. Dis iets in die water. Nou, as jy... Wat is my hart van vol vanaand? Jy wat hier sit, jy gaan my nie antwoord nie. Maar dink so 'n bietjie, wat is in jou hart? As jy kyk na jou woorde die afgelope week. Ag, ek weet ek kan dit sê, ek mag nie. Dan kom jy mos by die skool en dan moet maak julle? Ha? Doen julle daai ding? Nee, hoe groet julle? Dis van. Ja? En wat sê jy vir mekaar? Awe? Awe? Wat beteken awe? Hallo. Hallo? Awe? En jou vriende wat op die verkeerde pad is, hoe groet hulle mekaar? Groet jy iemand in liefde? Of groet jy iemand in woede? Ek gaan nie dat dan met die markte terrein nie, want sy reis is daar, en dan is dit maak dit nie vir my nie. Dit maak, dit doen dit net nie vir my. Kom jy by die huis aan as jou hartsmoe net nie reg nie. Of reik dit vinnig? Ok, kom ons bly stil. Raai ek dit vinnig? Nee, dis stadig. Maar kyk 'n bietjie, was daar waarheid hierdie week in jou mond? Of was jy vol leuns geweest? Het jy liefstories vertel? Het jy die waarheid vertel? Want weet julle wat, die waarheid gaan vir jou vrymaak. Die waarheid gaan vir jou vrymaak. Wat jy toelaat in jou hart, deur musiek, video's, vriende, jou gedagtes, dit is wat by jou mond uitkom. Dit is wat by jou mond uitkom. As jy heel erg loop en vloek, dan jy 'n klomp dingetjies hier binne wat moet uitkom. As jy heel erg skinder, praat ek die waarheid, praat die kinders lelik by die skool. Praat hulle vieslik. Baie vieslik. Baie. Jonah het nog by die huis gekom en vir my gevra, "Ma, wat beteken hierdie woord?" Ek het amper omgeval. Want dit is woorde wat hulle leer by die skool. En dit is, wat is in daai kinders se harte wat die woorde gebruik? Wat is in jou hart as jy heeltyd loop en vloek en skreeu en alles slaan? As jy nou besluit, jy kry nie eens in die slaat hierdie muur. Weet jy wie kry seer? Jy. Jou hand kry seer. Wat is hier binne? Wat is hier binne? Woede. Hoekom is daar woede in jou? Raak ontslaaf van daai woede. Dit wat jy inlaat, is dit wat gaan uitkom. En het jy geweet, as jy jou Bybel gaan oopmaak, en jy sit woord van God in, gaan jy kan cope met die lewe. Amen? Amen. Nou vul jou hart met die woord van God, en alles in jou lewe gaan verander
Hoor jy my? En jy sê amen. Gaan jy nie amen sê nie? Gaan jy volmaak met vloekwoorde of gaan jy volmaak met mooi woorde? Mooi woorde, nee. En julle klomp daai kant? Ons gaan nie vir hierdie klomp vra nie, want hierdie klomp wat daar agter sit, kan ons nie nou meer vra nie. Hulle moet bietjie werk aan hulle houdings. Maar julle is ons almal hier perfek, nie waar nie? Die ouers is altyd verkeerd. Die ouers is altyd die wat verkeerd is. My ma is so mislik, sy wil nie ek moet iewers te jong gaan nie. My ma is so oudtyd, sy wil nie ek moet die eie broeke aantrek nie. Ai. So ja, dis allerhande sulke dinge wat is in jou hart? Ek vra vir jou vanaand. Wat is werklik in elkeen van julle se harte? En weet jy wat, dit wat hier in hierdie hart is, nee, kom uit by die mond. Dit kom regtig uit by die mond. En ek het dit hierdie afgelope tyd, het ek dit by baie mense gesien. As jy hartseer is, gaan jy altyd huil. As jy opgewonde is, gaan jy altyd lag. En as jy suur is, dan smoeg jy hulle suurlemoen. En sê vir jy suurlemoen lekker? Wil jy suurlemoen lewe hê? Of soek jy lekker sappige crunchy om te eet? Dit gaan ons nou baie beter af. 'n Crunchy is baie beter as 'n suurlemoen. Want jy moet die soetigheid van God moet jy binne in jou hê. Jy moet daai aangename geur hê. Dit wat aangenaam is van mense ryk by jou. As jy ryk soos 'n Zimbabwe, dan gaan mense nie van jou hou, dan gaan jy langs jou wil sit nie. Dan altyd sê daar loop die stil een. Daar loop daai ene is altyd vuil, het jy gesien. Kyk hoe baie praat ons van die mense wat hier op die straat te loop. Ons praat oor hulle, maar enige van ons sal iets gedoen om hulle te help. So, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, ek moet dit sê, die Heilige Gees het dit baie duidelik op my gestel, dat ek het moet sê, die tyd wat ons op ons fone spandeer, wys vir ons, waarmee ons besig is, seën ons harte, ons monde wat ons oopmaak. Seuns, julle tyd op julle fone, wat julle mee besig is, kom uit, want jy maak jou hart vol, met daai games wat jy speel, daai games van moord en doodslag en, al die dinge wat op gebeur, dit is wat jy uitbring, want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So ek wil vir julle elkeen sê, kyk na wat op jou foon aangaan. Maak seker, ja ek weet dit mens wil inwees. Ek weet mens wil inwees met jou hoedjie en jou swart missie en jou wit missie, 'n mens wil graag inwees, maar 'n mens kan regtig wel kyk na wat jy in jou hart is. Okay. Is jy daar allemaal reg? Okay, nou gaan ek begin met die tweede gedeelte van die boodskap. Hy gaan so 2 ure lank wees. Ons gaan nou 'n video kyk en dan gaan ek vir julle verduidelik. Just joking, ek joke. Hoekom maak ek grappies? Want my hart is vol grappies. Ek wil mense sien lag. Ek wil nie net so weet julle hoe lyk 'n blaasoppie? Wie het al 'n blaasoppie gesien? Dis 'n visie wat sy mond net so groot geswaar is. Dis die mondjie is net so klein. Dis hoe julle lyk. So wees bietjie vriendelik. Amen, child of God. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons dankie vanaand vir die woord wat aan ons gegee is, Here. Ons vra dat elke mond sal spreek wat in die harte aangaan, Here, dit wat ons harte van vol is. Ons vra dat U ons harte sal vol met liefde, met die waarheid, met U Gees. Laat ons woorde genesing bring en nie seermaak nie. Help ons om lig te wees vir ons vriende, vir ons familie en vir almal rondom ons. Here, reinig ons harte en laat ons monde instrument wees van vol liefde en lewe en lof van U alleen. Here, en dan kom en ek bring elke liewe kind wat hier sit, Here, elke liewe persoon wat luister, elke liewe een, Here, dat dit wat hier binne ingaan, dat dit by die mond sal uitkom, dat elkeen hulle sal volmaak met die ware woord van God. En hoe meer ons volmaak, hoe meer kan ons vertel van die Here. Ons sê dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om nog woord te kan ontvang en ook uit te kan gee. Ons bid dit in Jesus naam alleen.